Vriende, welkom by vandag, die Vrydag van Heilige Week, se kort oorsig en inspirasie uit die laaste week wat Jesus op aarde geloop het voor sy dood volgens die Markus Evangelie. 'n Teks waarop ons gaan fokus vandag is Markus 15 vers 21 tot 39. En ons tema is Jesus word gekruisig. Markus 15 vers 21. 'n Man met die naam Simon, wat van Sirene afkomstig was, kom toe juis van buite die stad af by hulle verby. Hy was die pa van Alexander en Rufus. Die soldate kommandeer hom toe op om Jesus se kruis te dra. Toe bring hulle hom na 'n plek met die naam Golgotha. Dit beteken kopbeenplek. Hulle wou hom toe wyn wat met mirre gekruie was gee om te drink, maar hy wou dit nie neem nie. Daarna het hulle hom gekruisig. Hulle het sy klere verdeel deur met dobbelsteentjies daaroor te beslis. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. 'n Plakkaat bokant Jesus se kop het die rede vir sy veroordeling uitgespel: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 kriminele gekruisig, een aan elke kant. Die verbygangers het net spottend hulle koppe geskit en hom toegesnou. Haha, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. Kom nou, red jouself en kom van die kruis af. Die priesterhoofde en die skrifkenners het ook onder mekaar met Jesus gespot en gesê, foei tog, hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Hy is dan glo die Messias, die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis, dan sal ons sien en glo. Selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Om 12:00 het dit oor die hele land donker geword tot 3:00 daardie middag. Dit was toe dat Jesus baie hard uitgeskreeu het, Eli, Eli, lema sabachthani. As 'n mens dit vertaal, beteken dit, my God, waarom het U my verlaat? Dit natuurlik Psalm 22, vers 35. Party van die omstanders het dit misverstaan en gedink, hy roep die profeet Elia. Toe hardloop iemand, maak 'n spons vol suurwyn, sit dit op 'n riet en gee dit vir hom om te drink. Hy sê toe, wag, kom ons kyk of Elia hom kom afhaal. Maar Jesus het hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Daarna het die swaar gordyn in die middel van die tempel in 2 geskeur, van bo tot onder. Toe die Romeinse offisier oor 100 wat reg voor hom gestaan het, Jesus so sien sterf, was sy woorde, waarlik waar, hierdie man was toe die seun van God. Nou ja, ons sien oral kruise. Ons sien dit om mense se nekke, op kerkgeboue, in sport, ons sien dit op tattoos. Dit is 'n ikoon, 'n teken, die kruis is orals. Maatskappye spandeer miljoene sodat hulle herken kan word. Die kruis het daardie toets lankal deurstaan. Maar dit is ook weer gevaarlik, want die bekendheid maak dit ook weer onbekend. Ons sien iets so baie, dat ons dink ons verstaan wat dit is. 1. Jesus sterf op die kruis vir ons sondes. Ja, ons weet dit. Ons het hierdie advertensiebord al baie langs die pad gesien. Jy vra, dalk is daar enigiets anders, of niet? Ja, daar is. Maar eers 'n vraag. Hoe gereeld sny jy 'n bok se keel af? Nou nog 'n vraag. Kom jy gereeld kerk toe hier op 'n Sondag om jouself met bulbloed te besprinkel? Of wat van nog 'n vraag? Verwrig jy ooit 'n voël en sit dit op 'n altaar vir goeie geluk? Natuurlik nie. Nog nooit het jy dit gedoen nie. Ons dink nie eens daaraan om diere te offer nie. Presies.
Ons lees in Hebreërs 9 dat Jesus homself vir ons sondes geoffer het. Meeste mense in die antieke wêreld het dit vir duisende jare diere geoffer om vrede te bewaar by die gode. So wie ook al die son en die reën beheer, jy wou daardie een gelukkig hou. Swanger vroue of oorlog, jy wou al die gode aan jou kant hê. So wanneer die skrywer van Hebreërs sê, Jesus is die laaste offer wat jy ooit sal nodig hê, was dit revolusionêr, ongekend. Offers het tyd en geld en angstigheid gekos, en nou is alles weg. Kan jy net dink wat in hulle gebeur het? Maar daar is meer. Tweedens, in Kolossense skryf Paulus dat God homself rekonsilieer met alle dinge, of dit op die aarde is en of dit in die hemel is. God maak vrede deur sy bloed. Rekonsiliasie is 'n woord wat uit die verhoudingswêreld kom. Of mense vassit, kon dinge oplos en nou het hulle weer saamgekom. Paulus vat iets wat ons ervaar in verhoudings en sê eintlik, dit is wat op die kruis gebeur. God het vrede met die wêreld en alle dinge gemaak. Maar dan, in Romeine 3, skryf Paulus dat ons geregtigheid kry deur die genade in Jesus. Geregtigheid is 'n term wat in die regte gebruik word in howe deur regters en aanklaers. Paulus sê inherent, Jesus het die prys vir ons sonde betaal, sodat ons vry kan kom. So wat is dit dan nou? Toe Jesus gesterf het aan die kruis, was dit die einde van offers? Of was dit die rekonsiliasie van alle dinge? Of was dit die prys wat betaal is om sondaars skotvry daarvan te laat afkom? Vierdens sien ons in 2 Timoteus 1 skryf Paulus dat Jesus die dood vernietig het. En 1 Johannes skryf in hoofstuk 5 van sy eerste brief dat hierdie die oorwinning is wat die wêreld vrygemaak het. Oorwinning en vernietiging is terme vir oorlog. Hier word die kruis Jesus wat die oorlog wen teen boosheid. Dan skryf Paulus in sy brief aan die Efese, ons het verlossing deur sy bloed. Verlossing is 'n woord uit die besigheidswêreld. Om skuld te verlos of af te los beteken iets kry nuwe waarde. So terug by die vraag, wat het op die kruis gebeur? Was dit die einde van offers? Of die rekonsiliasie van alle dinge? Of die prys wat betaal is om sondaars skotvry daarvan te laat afkom? Of 'n oorlog wat gewen is? Of die terugkry van iets wat verlore gegaan het? Wat is dit nou? Watter perspektief hiervan is dan nou die regte een? Hoekom dan al hierdie verskillende verduidelikings? Want vir hierdie eerste Christene het iets groot en lewensveranderend op die kruis gebeur, en daarom het hulle die sinvolheid daarvan probeer verduidelik in 'n taal wat hulle gehoor verstaan het. Hulle kyk na die wêreld rondom hulle, prentjies, ervarings en metafore wat hulle gehoor bekend is mee, en dan sê hulle eintlik, dit is soos 'n beskuldigde wat vrygaan, 'n verhouding wat gerekonsilieer is, iets wat verlore was verlos word, 'n oorlog wat gewen word, 'n finale offer wat gemaak word sodat niemand dit weer hoef te doen nie, 'n vyand wat gelief word. Die punt is dan om nie die kruis net tot een spesifieke metafoor te verbind nie, maar om jou in die oë te kyk en hierdie verstommende gebeurtenis te kommunikeer wat hulle hoorders sou verstaan. Die punt dan, geliefdes, in daardie tyd, net soos vandag, is Jesus. Jesus is waar die lewe is. Die storie van die kruis stop nie in die eerste eeu nie. Ons wêreld het ook weer ander prentjies vandag. Jy sien, ek en jy het ook kruise om te dra, en hierdie kruis help ons om ons eie kruise te dra. Hoekom? Die essensie van die kruis is dat dit nie gekies kan word nie. As dit gekies kan word, is dit nie die kruis of 'n kruis nie. Die kruis kan nie gekies word nie. Jy kan nie met die kruis beplan oor hoe jy gaan suffer nie. Dan is jy besig met jou eie ego, soos wanneer jy die skip stuur. Dit is hoekom jy enige heroïese dade moet wantrou in die lewe. Ek doen dit vir God of volk en vaderland. Ja. Jy doen dit waarskynlik vir jouself, maar jy steek dit weg agter God en vaderland vir die status wat dit jou gee in hierdie vaderland van jou. Kruise wat jy kies is selde 'n kruis. Jy sien, die kruis moet kom soos in Jesus se geval, ongenooid,
onverwags en nie gewens nie. Daar is hierdie konflik van dit is nie regverdig nie. Hierdie is nie reg nie. Hoekom ek? Jy sien, daardie hoekom ek vraag, dit is die konflik van die kruis. Dit is nie regtig die lyding op sigself nie. Dit is die geveg met dit wat so onnodig en onregverdig blyk te wees. Jy sien, dit is wat jou doodmaak. En ek wil nie naïef wees rondom dit nie, want ek weet, as dit na my kant toe kom, praat ons hier nie van dae nie, maar van weke en maande en selfs jare. So ek wil nie ligtelik hiermee omgaan nie. Maar die kruis moet ongenooid, onverwags en nie gewens wees. Dit moet onregverdig voel, verkeerd en hoekom ek? Dit moet vir dit om regtig gekruis te wees. Dit is presies die karakter van die kruis. En jou kop sal dit beklei vir weke, maande en selfs jare of 'n leeftyd. Die kruisiging van Jesus het al hierdie tragiese, onregverdige, onnodige karaktereienskappe aan dit vas. So ons as mense kan nie buite hierdie realiteit beweeg of praat nie. So wat lyding jou leer is solidariteit met ander mense se lyding. Iewers gaan daar 'n plek wees waar jy baie seer kry of seer gemaak is. En om seer van ander te kan omarm, moet jy dit op een of ander manier verstaan. Jy weet mos, daar waar jy nie wil wakker word of opstaan nie. Jy moet weet hoe seer dit is om seer te kry, om hoegenaamd empatie met mense te hê. Jy weet, die woord empatie was nie in ons woordeskat tot voor die laaste 100 jaar nie. Jy besef as die woord empatie nie in ons taal is nie, beperk dit die kapasiteit van ons om regtig te kan voel wat die ander persoon voel. So in steede vir my om net in my lyf te wees, kan ek vir een oomblik binne in jou lyf wees. So as hierdie woord nie regtig deel was van ons taal vir baie eeue nie, vat dit nou nie baie om te kan raak sien dat die kruis maklik in hierdie meganiese konsep ontwikkel het van maar net nog 'n godsdienstige ding wat oulike en goeie tannies in hulle voorportale ophang vir versiering nie, of wat jy om jou nek dra of wat ook al nie. Maar ons moet teruggaan na daai eerste eeuse ervaring. In steede daarvan kom Jesus as 'n uitnodiging in solidariteit met menslike lyding. En dit is hoe ek die kruis lees. God se absolute identifisering en solidariteit met elke mens wat nog ooit geleef het en wat sal leef. Onregverdig in die tronk sit, mishandel word, misbruik word, vermoor word, alleen sterf of wat ook al. Dit is God se eenheid met daardie persoon in daardie oomblik en sy belofte oor wat hy daarmee gaan doen. So wanneer ons as Christene sê dat ons gered is deur die dood en opstanding van Jesus, dan is dit gewone Christentaal. En as ek vir Christene vra wat presies dit beteken, weet hulle amper nooit wat om te sê nie. En dit is nie slegte mense nie, dit is gewoon net een van daardie clichés. So die belangrike ding is nie dood of opstanding nie, maar die woord en. Ons is gered deur die dood en opstanding. Met ander woorde, dit is om ja te sê vir beide van dit. Eers die dood, hoogats, en vertroue dat selfs hierdie sleg na opstanding sal lei. Dit is verlossing. Jy is eintlik onverwoesbaar. Niks kan jou nou vernietig nie. Dit is die verlossing van die wêreld. Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan en Jesus sal weer kom. Maar ek ontmoet selde Christene, Katoliek, Protestant, Charismaties, wat ook al, wat weet wat dit beteken. Want ons druk Jesus in hierdie versoeningsding in wat 'n wettiese transaksie is. Jy raak nie verlief op 'n wettiese transaksie nie. Nee, insteede is God eerder in 'n onmiddellike persoonlike solidariteit en eenheid met my lyding wat ek nou beleef. Op hierdie Jesus sal jy verlief raak. Vir hierdie Jesus sal jy jou lewe gee. Vir hierdie Jesus sal jy jou lewe verander. En ek dink ons menslike kapasiteit om God toe te laat om ons op hierdie manier lief te hê en om God self op hierdie manier lief te hê, is iets wat al hoe meer gaan ontwikkel in ons wêreld, omdat ons al hoe meer wegbeweeg van 'n wettiese verstaan van God na 'n deelnemende verstaan van die evangelie. So wat waar is van Jesus, is waar van enigiets en alles. God gaan uit sy
pad uit om te sê, ek is deel van julle en een van julle. Ek is die seun van die mens, ek is die elke mens. Kyk vir my en jy gaan sien hoe om die mens ding te doen. En om die mens ding te doen is om dit saam te sit met die goddelike ding. En ek doen dit vir jou en dan gaan ek vir jou sê, volg my. Hoekom sal enigiemand ooit so geloof verwerp? Dit is nie vas in 'n denominasie nie, dit is vir almal. Niemand sal dit verwerp nie. So die vraag vandag is, wat beteken die kruis vir jou? Wat beteken jou eie kruis dra vir die wêreld? Geliefdes, ek groet julle op hierdie donker dag van ons geskiedenis met die hoop van lig wat sal opkom. Tot môre. Soli Deo Gloria.